Goeiedag geliefde, ek hoop dit gaan uitstekend met jou van my pastoor Tief Boysen en die hele beleefspan. Dit is so lekker om saam met jou hierdie week te reis deur die tema van vrede. Nou vandag wil ek jou uitnooi tot iets wat baie diep transformeer. En dis die gedagte dat God jou denke kan oefen. Nou dis nie iets wat altyd maklik of outomaties gebeur nie. Dis soos 'n nuwe spier wat jy leer om te gebruik. Maar dit bring iets moois, vrede wat nie afhang van omstandighede nie, maar vrede wat kom van 'n ingesteldheid, van 'n ander tipe fokus. Nou ons kan nie vrede hê met God se wil as ons denke gevorm is deur die wêreld se styl of manier van doen of dink nie. So dis tyd vir my en vir jou om anders te dink. Romeine 12 vers 2 is een van daardie verse wat die geloofslewe eintlik baie mooi opsom en ek lees vir julle sommer die boodskap vertaling. Dit sê: moenie tuis raak in hierdie wêreld met al sy boosheid nie. Nee, laat God julle van binne af nuut maak. Laat hy julle manier van dink verander sodat julle kan weet wat hy van julle verwag. Dan sal julle ook weet wat sy wil is en hoe julle julle hele lewe elke dag aan hom moet oorgee. Geliefde, wat Paulus hier lees is die manier waarop jy dink bepaal die rigting van jou lewe. As jy nie leer om jou denke te transformeer nie, sal jy konstant in onrus leef, selfs wanneer dinge goed gaan. Nou die Griekse woord wat hulle hier gebruik vir hierdie transformasie is die woord metamorfo. Dis dieselfde wortel as die woord waar ons metamorfose vandaan kry. Dis wat gebeur met 'n rispe, wanneer hy dan deur hierdie kokonfase gaan en dan kom hy uit as 'n skoenlapper, en dis vir my eintlik so ongelooflik. Dis eintlik so 'n toepaslike metafoor. 'n Rispe kruip eers en dan deur metamorfose verander hy in iets heeltemal anderste, Dis 'n totale transformasie en dan vlieg hy van kruip tot vlieg, van vasgevang tot vry. Geliefde, wat so besonder is dat hierdie is 'n bonatuurlike werk wat God doen. Hy doen daai werk in en deur ons en as ons praat van daai oefening en ek en jy moet in sy wil kom dat hy daai werk in en deur ons lewens kan doen. Dis deel van sy genade. So jy moet jou denke moet deur God se waarheid. Jy moet toelaat dat sy waarheid daai denke van jou vorm, nie media of vrese of ons populêre kultuur vandag nie. Nee, dan jy sal vrede ervaar. Ek en jy sal vrede ervaar wanneer ons toelaat dat God se wil ons lewens verander. So prakties, hoe doen ons dit? Nee, hoe kry ons dit reg? Nou, hier's 'n paar geestelike oefeninge wat ek vir jou kan aanbeveel om te doen. Begin jou dag met waarheid. Lees een vers in die Bybel en sê dit hardop. Vat dalk iets so Spreuke en dan sê jy dit, dan lees jy dit en dan sê jy dit hardop. En wanneer jy wanneer 'n leuen miskien oor jou pad kom en dit kom konfronteer jou en sê vir jou, jy is nie goed genoeg nie, jy het nie waarde nie, dan antwoord jy met hierdie waarheid. Dan lees jy vir iets soos Efesiërs 2 vers 10 wat eintlik maar net sê is ek en jy, ons is God se meesterstuk, hy het ons so gemaak. En dan sluit jou dag af deur te vra. En hierdie is baie belangrik. As jy reflekteer aan die einde van die dag, dan vra jy, wat het vandag alles gebeur met my? Was ek gevorm deur die wêreld? Of was ek gevorm deur God se woord? Onthou geliefde, dis nie die strewe na perfeksie nie, dat ek en jy moet iets word wat perfek is nie, dit is 'n proses. Dit is 'n proses van transformasie deur metamorfose. Soos ek reeds gesê het, dis daai bonatuurlike werk wat God doen in en deur ons lewens om ons denke te transformeer van iets wat jy was, toe gaan jy in hierdie kokon in, hierdie proses en dan word jy iets heeltemal anderste en dit is my en jou identiteit as 'n kind van God. Ons is reeds getransformeer deur God se Gees. Ek en jy moet net die verantwoordelikheid vat en die dissipline hê om toe te laat dat daai waarheid elke dag oor ons lewens spoel. So ek wil vandag graag, ek wil hê dat ons moet hierdie geloofsverklaring, moet julle sommer nou saam met my bid. Dit gaan op die skerm wees, so jy kan dit saam met my sê. Bid hierdie: Here, my denke word daagliks vernuwe deur u waarheid. Ek is nie gevorm deur die wêreld nie, ek word getransformeer deur die woord. Ek leef in u vrede. Here, mag dit ons deel wees. Amen en amen. Geliefde, baie dankie dat jy ingeskakel is saam met ons. Gaan in vrede. Totsiens.